Goeiedag. In Lukas 2 vers 8 lees ons: Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oopveld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. Die jaar was 1818. Joseph Muir was die predikant van 'n kerk in Obendorf, 'n dorpie naby Salzburg in Oostenryk. Die kerk se gebruik was om 'n Kersfees aandiens te hou wat ingesluit het om liedere saam met die kerk se pragtige pyporgel te sing. 'n Paar dae voor die vakansie het Franz Gruber, die kerk se musiekleier, na pastoor Muir gekom en hom meegedeel dat die kerkorgel stukkend is. Frans het dit probeer regmaak, maar sonder sukses. In die aand het pastoor Muir die berg opgegaan om 'n klein houtkapperfamilie te besoek vir wie 'n nuwe baba gebore was. Na die besoek het pastoor Muir sy pad teen die berg af terug na die kerk gevind. Die maan wat op die pas gevalle sneeu geskyn het, het pastoor Muir se pad verlig. Dit was 'n pragtige helder nag met sterre wat helder geskyn het. En hy het teruggedink aan sy besoek aan die familie en die vreugde wat met die geboorte van hierdie nuwe baba gevoel is. Hy het gewonder of dit dieselfde toestand was toe Jesus in Bethlehem gebore is. Toe hy by sy huis aankom, is hy geïnspireer om die woorde van die gesang Stille Nag te skryf. Die volgende oggend het hy vir Franz Gruber gesien en gesê: "Hoekom neem jy nie hierdie woorde en kyk of jy musiek kan skryf wat daarby pas nie? Die kerk het dalk nie die pyporgel vir hierdie Kersfees aandiens nie, maar die kerk het dalk 'n nuwe lied om te sing." Franz Gruber het die musiek geskryf en vir die eerste keer 'n Stille Nag op daardie Kersfees aandiens in 1818 gesing met 'n gitaar wat die gemeente begelei het. Hierdie lied sou dalk nie veel verder as die klein dorpie Obendorf bekend gewees het nie, behalwe vir wat daarna gebeur het. Weke later het die bekende orgelbouer Karl Mauracher in Obendorf aangekom om die orgel in die kerk reg te maak. Toe Mauracher klaar was, het hy teruggesit sodat Gruber die instrument kon toets. Toe Gruber gaan sit, het sy vingers die eenvoudige melodie wat hy vir pastoor Muir se Kerslied geskryf het, begin speel. Diepe indruk het Mauracher kopieë van die musiek en woorde van Stille Nag teruggeneem na sy eie Alpedorpie Kapving. Daar het twee bekende sangerfamilies, die Reiners en die Strassers, dit gehoor. Gefascineerd deur Stille Nag het albei groepe die nuwe liedjie in hulle Kersseisoen repertoire geplaas. Die Strasser kinders het die lied by 'n kermis in Leipzig gesing, waar die musiekdirekteur van die koning van Pruise hulle gehoor het. In 1834 het hulle Stille Nag vir koning Frederik Willem IV van Pruise opgevoer. Hy het toe sy kathedraalkoor beveel om dit elke Kersfees aand te sing. In 1863, byna 50 jaar nadat dit vir die eerste keer in Duits gesing is Stille Nag in Engels vertaal. Vandag word die woorde van Stille Nag reg oor die wêreld in meer as 300 verskillende tale gesing. Die lied is gelyktydig in Engels en Duits deur die troepe gesing tydens 'n Kersfees wapenstilstand in 1914 tydens die Eerste Wêreldoorlog. Elke jaar op 24 Desember om 5:00 in Europa vereer Obendorf in Oostenryk nog steeds die twee skeppers van die Kerslied Stille Nag, Franz Xaver Gruber en Joseph Muir. Kom ons bid. Dankie Here vir die pragtige Kerslied waarmee ons u geboorte kan herdenk. Gee dat dit altyd ons geloof sal versterk en ons vreugde vermeerder. Amen.